Ek wil nou vir jou sê fat man, maar jy is nie meer eintlik fat nie. Jy is nou net man. Nee, daar is nog 'n bietjie geel vet. 'n Bietjie geel. Maar ek gaan dit nou maar los. Dink jy vet word 'n ander kleur as jy ouer word? Nee, Hoe werk dit met beeste? ek weet nie. Want ek dink ek is nou 'n C-graad met geel vet. Ek weet nie. Okay, so stop jy nou hier. Hoeveel kilos het jy nou verloor? 42. In 'n jaar en 2 maande. Dis 'n hele mens. My ma weeg 48. So ek het eintlik my ma verloor as jy so lank doen. Baie harde werk. Dit is verskriklik hard om gewig te verloor. En ek gym nie. Ek het probeer. Ek hardloop op of stap op hy stappertjie ding. Maar ek doen daai En kosgewys, moet jy groot Suiker. aanpassings maak. suiker is die Satan. En stysel. Brood maak boude groot. Stysel uitgesny, suiker uitgesny. Eet slaai, groente, vleis, vrugte. Ek het nie gedieet nie, ek het reg geëet. Jy moet reg eet. My kinders het reg geëet, hulle het ook 'n klomp kilos verloor. So meer van 'n leefstyl verander. Jy moet, die eet werk nie. Jy moet gesond eet. As jy weet, stysel werk nie vir jou nie. My pa en my ma kan eet wat hulle wil. Hulle kan nie Griekse kafees en takeaways opeet elke aand. Hulle bly maar. As jy weet, jy is geneig tot vetsug, dan kan jy dit nie eet nie. Ek kan nie brood eet nie, want en ek hou van brood. Mis jy dit? Verskriklik. Ek sou eerder 'n vars 4 snye plaasbrood geëet het as 'n stuk steak. Nou moet jy Elke aand type groot bubblies. Eet ek kom in die bed. En dan raak ek met die laaste een in die kies aan die slaap. Dan die kussingkie ook die volgende oggend so chocolaatjie. En dan hoe voel jy as jy daar wakker word? Soos altyd, want ek is gewoond daaraan. Moeg. Dis maar ook ek weeg 140 kg, so ek is maar altyd moeg en swaar. Met my 6XL hemde wat ek by net sekere winkels kan koop. My rug wat altyd seer is. My voete wat seer is. Op 'n waar dit begin het. Ek het aansoek gedoen vir na COVID het ek nie meer het 'n oumas maar na jou van jou versekering op jou wat ongeskiktheid en goed het verval. Toe doen ek weer aansoek. Augustus laas jaar, Julie. Toe kom hulle terug, toe is daar nie een maatskappy in die hele wye wêreld wat vir my ongeskiktheid wil gee. Praat nie van ongeskiktheid as ek nie meer kan sing nie. Ek praat van as 'n ledemaat afval, as ek nou regtig in 'n rolstoel of iets is, ernstig of nie een nie. Hoë bloeddruk, suiker, cholesterol. En toe dink ek gaan nie my kleinkinders sien nie. My dogter is 24, sy het 'n ernstige kerel. Ek dink hulle gaan trou. Ek gaan nie my kleinkinders sien nie, ek word 50, ek gaan letterlik 'n trappie klim en vrek. Toe net daar, my ou moet daar kom, met jou kop doen, dan moet jy besluit. Ek gaan doodgaan. Dis in ons kultuur dat 'n man 'n pens het. As jy 50 is, brandewyn, het 'n pens. Dis fyn, dis aanvaarbaar. En van die ouens lewe tot 80. Maar nie met my werk nie met my lewens hoe ek. En dan moet jy besef, maar jy kan dit net self doen. Moenie dieet is soos ophou drink. Moenie ophou drink omdat jou vrou sê sy gaan jou los. Jy moet gewig verloor omdat jy besef in jou kop, ek gaan nie my kleinkinders sien nie. Ek kan dalk nou net doodgaan, ek weet nie. Want ten minste probeer ek iets. En ek weet dit is
die mense sê, die waarvoor ek sing sê, maar jy klink nie eers dieselfde nie, jy is nie meer Fat Man. Ek kon altyd met jou geassosieer het, omdat jy was altyd ons ambassadeur vir die voller figuur. Nou het jy gaan staan en maar word. Jy weet, voor ek op 'n verhoog klim, het ek eers gaan voel, hoe voel het, anders gaan ek hom deurtrap. Ek het al 'n paar gekraak, ek ben 140 kilogram. En dan sing ek 'n liedjie, ek hou van dans. Onthou as ek 'n move gemaak het, het eers nou uitgekom, ne? So ek hou van dans, en dan dans ek 'n lekker liedjie soos 'n olifant. En dan het ek eers die volgende liedjie gekies, wat ek net stil staan. Want dan sukkel ek, en dan kan ek nou, net om my veters vas te maak, klein goedjies. Ek het emosioneel geraak toe ek by 'n gewone winkel kon klere koop. Nie by daai groot duur plekke nie. Ek haal beter asem. Ek hoef nie so baie te slaap nie. 6 ure dan is ek reg. Ek het altyd 18 tot 10 ure geslaap. Snork. Nou is dit bietjie meer oop. Ek kan note langer aanhou. Dis verskriklik. Ek ken myself nie. As ek in die spieël kyk, kan lyk ek vir my stok oud, maar dis omdat ek al vir 17 jaar 140 weeg. Ek het, toe ek uit die weermag uit, ek het gaan studeer en toe weermag toe, en toe ek uit die weermag uitkom, het ek en Pieter Smit het ons hotelle gedoen. Ons het geshow by Sun International, Protea Hotels, Aventuras. En dan eet 'n ou en 'n ou drink, toe het ek begin uitsit. En jou gesig is mos dan so. Nou laat hy maar dan sien ek, Jessie, hoekom is hier sulke velletjies, lyk so oud? Dis sulke goed. Lewens wat ek sal baie hard werk om nie weer op te tel nie. En dis moeilik om gewig te verloor. En dis baie moeilik om maar te bly. Dis daarvan sê, maar ek is mos nou, ja, ek is mos nou al 'n maand op hierdie gewig. Kom ek vat 'n broodjie. Kom ek stop by die wegneem eetes. Kan nie. Ek sal vir die res van my lewe moet kyk wat ek eet. Ek eet in die oggend, drink ek daai meal shake, en dan gooi ek 'n piesang in. En dan hier by 11:00 sal ek neute of biltong eet. 1:00 sal ek nou my gisteraandse vleis en groente eet. En dan weer 3:00 'n snackie of 'n dingetjie, wat ek baie keer mis. En in die aand hou ek daarvan om vrugte te eet. En dan word jou maag kleiner. Nou die vrugte vervang ek is 'n soettand, en yoghurt. So ek vervang daai craving vir die soet, vervang ek met vrugte en yoghurt. Ek eet ook te veel piesang se dag, maar dis beter as 'n slap of 3. So klaar geshow het. Al hierdie garages het klein winkeltjies. Almal weet in die band, almal weet stop. Fat Man met chocolates koop. Dan was op pad om 'n diabetes te word. En hoe lank lewe 'n vet diabetes? My vriend is 'n dokter, hy het gesê ek sou seker nog 'n jaar gewees het voor ek moes spuit. Jy kan nie so aangaan, jy kan nie. Ek is te dom om die goed self te doen. Ek ken dit nie, ek weet nie. So ek het, daar's 'n praktyk ding wat my gehelp het. Mense, 'n hele groep, hulle 7 dokters, wat my gehelp het om werk vir die goed uit, gee vir die regte aanvullings. Ja. Dis iemand wat ophou
ek het hierdie jaar, as ek 10 jaar skoon van drank af, ek het te veel gedrink. Jy kan nie net ophou drink nie, jy moet 'n ondersteuningsgroep hê, jy moet, selfs met die ding, jy moet die kenners inkry wat jou help. Anders gaan jy dit nie, tensy jy dierekundige is, maar jy moet, daar's mense wat jou kan help. Die kindertjies was ook vet. Daar mag nie brood in my huis kom nie, net 'n proevitaatjie en 'n ryskoekie. Dis nou maar so. Hulle het ook gewig verloor en hulle bly daar. My dogter dink ek het 16 verloor en my seun het 20 verloor, 21. Hy swat chef, en ja, en hy bly daar, want ek het mooi vir hulle gesê, julle wil nie soos ek lyk nie. Werk nou dan, julle is nog jonk. Julle het ook 'n geneigtheid tot so. Maar hoekom werk die lewe so dat my ma, my pa so maar is, al my oupas en oumas was maar? Wat het met my gebeur? Dink jy ek het in kortisoon geval toe ek klein was? Want dit maak jy mos vet, is dit nie? Ja, wel, dat maak jou rond, dit swel jou 'n bietjie op. Tans dit. En ek het self van die begin gesê, jy weet, ek wil jou noem fat man, maar jy is nou nie eintlik meer fat nie. Het daar iets in jou kop gebeur rondom jou, hoe kan ek dit stel, rondom jou identiteit op die verhoog en in jou eie lewe? Jy was so lank geken net aan jou voorkoms en dat jy groot is, maar nou is daai komponent weg. So het daar vir jou iets verander in terme van daai kopskuif? Nie uit my oë uit nie. Ek staan daar en ek sing. Inteendeel, ek lewer 'n beter produk. Maar ek kan nie lekker besef wat die ouens wat vir my kyk. En die kindertjies herken nie om olifant nie, tot ek YouTube opsit. Nou, 'n kunstenaar wil nie sy aanhangers teleurstel nie. Maar ek kan ook nou nie hulle tevrede stel en myself. So hulle moet gewoond raak daaraan. Ek sal altyd Fatman wees. Ek ben 'n Superman nie meer kan vlieg nie, is nog steeds Superman. So, ek weet nie, hulle moet gewoond raak daaraan. Daar kan ek hulle inspireer. Maar dis nou maar wat ek wou doen. Fatman, dis nog steeds. As ek YouTube sit of wat ook al, dan kan hulle my. En ek het hare. Ek het altyd my hare afgeskeer, want ek het altyd, ek dink as kind was daar 'n vet oom met lang hare. Wat so gehang het. Hy was altyd 'n vet persoon met lang hare, altyd my vuil gelyk, 'n vet ou. En dan het ek my hare afgeskeer. En elke tweede ou vra of my by wie jy jou implants gedoen. Sê ek nee, ek het dit net laat. Alhoewel hierdie nou verder gegaan het as 17 jaar terug, ek weet nie wat dit hier, maar Wens jy partykeer jy het dalk vroeër begin met die gesondheidsreis? Ek weet nie nou nie, ek sal dit nooit weet nie, maar ek kon dalk, nee ek kon dalk meer saam my kinders fisies gedoen het, as wat ek net gestaan en kyk het. Dank die Here, ek het dit nou besef. Dis die mense wat dit nog nie gedoen het nie, wat vet is. Noem het vet, want hulle is vet. Ons is vet. Het nie 'n klou wonderlik is dit. Die selfvertroue, hoe jy oor jouself voel, hoe jy opstaan in die oggend. My kas is vol 6 en 5 XL klere. Ek het dit nog nie uitgehaal nie, want ek kan nog steeds nie glo. Ek is baie keer dink ek gaan opstaan as ek weer. En dan trek ek dit baie keer aan. Dan loop ek daar by die huis as ek nou iets moet doen in werk, dan trek ek my groot hemde aan. Want is dit hier om nuus te koop. En dan sien ek, dis 'n rok.
Maar dis lewensverandering. En ek sal dit voorstel vir mense. Ek sal dit voorstel. Nie almal van ons kan maar wees nie. Ons die rand was nie maar nie, maar hy was gesond en fiks. Ek het geweet, ek kan nie van takeaways lewe en net eet wat ek wil nie. So ek het maar besef, okay, ek gaan brood en suiker heeltemal uitsny en baie minder eet. En toe het hierdie mense oor my pad gekom, daai praktyk, daai mense, en jy kan dit nie self doen nie, maar dis die eerste stap wat jy moet self probeer. Jy moenie sê, okay, ek gaan die mense sien volgende week, kom ek eet gou vir ou laas. Dit werk nie. Daai van ons sal maandag begin werk nie. Ek het op 'n donderdag begin, Vrydag, toe ek daai verslag kry. En ek meen, ek het nie gedink ek is so vet, dat hulle nie eens vir my 'n polis wil gee. Dis net, jou kop moet reg wees. Jy moet opstaan en besluit, dis tyd, klaar. Ek hou van die stap, ek stap en swem. Dis 'n hondjie. Maar ek hou nie van die gewiggies optel en dit nie, dis nie, weet nie, dis nie vir my. Ek hou van die stap is lekker. Dis maar hoe ek oefeninge, en nou, omdat ek so baie verloor het jy mos nou velle, en nou moet jy dit oefen, en ek kan nie goedjies optel nie. Ek het genoeg speakers in my lewe opgesit nie. So ek sal liever net stap en roei, daar so 'n roei dingetjie, dan is daar so 'n ding, maar nie daai, ek is nie meer so intimiderend as hierdie groot ou instap. Nou ek staan langs my vriende en neem hulle foto's, maar ek was baie groter as dit. Kyk nou, is ek die kortste in die maar. Ja, hulle hanteer ou anders. Partykeer moet ek myself herinner, ek is nie meer so groot, ek kan nie uitklim en vir die ouetjies sê, jy bestuur soos 'n. Dis lewensveranderend, lewensveranderend. Dit is 'n transformasie, en moenie hierdie goed glo wat jy 30 kilos in 'n maand gaan verloor nie. As jy 30 kilos in 'n maand verloor, gaan jy in 3 maande 60 optel. I've been there, done that. Stadig, bietjie. Ek weet nie, dis nou maar my paadjie. Maar om dit te hou, gaan ek altyd moet verby die chocolate raakloop. Ander mense wat, ek kan seker 'n chocolate, ek het nou die dag 'n stuk wortelkoek geëet, Saterdag. Maar 'n groot, ek het nou nie, ek was, Sondag, toe sê ek moeg, ek het 'n kopseer. Toe lees ek bietjie, jy daai suiker so vinnig vat, dit wat dit in jou liggaam doen, die kopseer. En suiker is 'n verskriklike verslawende ding, né? Dis nie goed vir jou nie. En ek het 'n baie vet vriend. Ek praat van, hy gaan amper 200 toe. En hy weier om sy coke te los. Regte, egte coke. En dan probeer hy alles om maar te word. Sê ek, maar jy gaan nie, jy kan mos nie. Ram en coke drink. Nee. Maar jy moet jou kop reg kry. That's it. En mense wat maar is, kry ook hartaanval en cholesterol en suikersiekte. Maar moet dit nou nie aanhits deur om te let go nie. Dis 'n mooi woord, let go. En ek het net let go. Ek kon nie omgee nie. Ek was fat man, dis 'n verskoning. Dis 'n
Ja, kom ons eet wat ek wil, drink wat ek wil. Banana milkshakes. Ooh, lekker. Ek sê, ek eet nou nie soos 'n diabetes nie, maar daar smoothies oral by die winkeltjies, by die koffiewinkels, is daar opsies. By die lughawe is ek hardloop mos nie vir security nie, ek hardloop vir die koffiewinkel. En daar's oral opsies. Daar's gesonde opsies deesdae. En ek het die eetkoeldrank gedrink, so tussen 4 en 6 liter 'n dag. Dit was fyn, dis suikervry. Maar daar's aspartaan in. En ek het dit ook gestop. Ek drink nog steeds gegeurde water, maar die suiker, wat seker ook nie, die sweeteners en goed is seker nou ook nie gesond nie. Maar die vet, is beter as 'n glas Coke. Ek weet nie, elke ou moet sy eie ding kry. Maar ouens moet hulp kry. Maar dis waar, dit is moeilik om die transformasie te maak met die ou se aanhangers. Ek was in Kakamas Vrydag aand. Ja, Vrydag aand. Toe staan daar 2 ouens, boere. Maar groot kakie hemp, Gilbert broekie, hy rugby broek, met die vellies, met die vuilkou. Hoe het jy dit reg gekry? Ek sê, reg eet. Hy sê, ek moet dalk vir my vrou sê dat ek dit ook doen. Ek moet dalk vir my vrou sê dat ek dit ook doen. Sê ek vir hom, great, hoop jou vrou gaan jou help. Maar dit help ook nou nie, jy drink so verskriklik nie. Alles wat 'n te het, is seker maar nie goed nie, soos hulle sê. Ek het ook 'n ander vriend wat dieselfde gedoen het as ek, maar hy hou nou nie op nie. En ek weet nie, hoe gaan ek vir hom sê, wow, jy lyk nou verskriklik, jy lyk sieklik, jy lyk nie lekker nie. Dis nou te maar. Hy moet nou rondspring in die stort om nat te word. Nee, maar soos, dit moet ook nie obsessie word nie, hy moet ook kyk na daai gevaar. Want, ek meen, ek het nog, maar ek is nou right, ek gaan nie, ek wil nie 70 weeg nie, ek dink nie, dis gesond wees en fiks wees en, nou nie dat ek fiks is nie, maar nou moet ek dit net hou. Nou moet ons dit net hou. Dit is moeilik. Want jy kyk vir jouself, ag, maar kyk nou, ek is mos nou klaar mooi maar eet 'n wortelkoek, Jesus, kopseer, wat het ek gedoen? Party mense word dadelik gestraf. Maar dit is ook maar goed. Maar suiker is 'n aaklige ding. Toe ek suiker gelos het, die kopseere vir 'n week lank, om van suiker af te klim totaal, is scary. Ek kan nie dink wat dit doen nie. Nie meer moeg nie. So ons weet nie altyd wat ons wat die probleem is ek vir my male bly by my op die erf van 'n woonstel. Dan gooi ek wil ook pampoen hê, dan gooi ek sweetener in. Nee, daar is iets fout, sê my ma, met die pampoen gewees. So nou, ou mense, ek gooi nou maar vir hulle die 7 koppies. Die maar mense. Ja, breinsuiker in die pampoen, as hulle, is lekker. En dan voor ek dit ingooi, skep ek vir my 'n bietjie uit en ek gooi heuning of iets in. Ou moet maar net adapt, dit is maklik om te adapt. Jy moet net aanhou, 'n gewoonte aanleer. Dit is ook moeilik om te adapt, maar dit is ook nie, ja. Dis die ding waar ek mee het nou, dis die uitdaging wat ons nou mee sit. En ek het ook mense wat gevra het, hulle wil my boek vir 'n konsert, het gesê, nee, hy is nou maar,
ons kry iemand anders. Ek jok nie vir jou nie, dis 'n ding. Jy kan dit nie glo nie, né? Nee, hoekom? Dit maak nie eers sin nie. Dit maak nie sin nie, maar dit is so. Het al 'n paar keer gebeur. Jy's nie meer jy nie. Ons soek vir Fat Man. Jy sing anders, jy klink nie eers soos Fat Man. Hoe het Fat Man geklink? Klink vir my dieselfde. Nee, ek dink as 'n ou. Ek dink dit kom ook met ouderdom. Ek word volgende jaar 50. En dan besef ek, ek is nou baie ver oor die halfpad, né? En ek sal graag die einde wil sien. Ek sal graag wil gaan blomme kyk in 'n Makwaland. Ek doen in elk geval elke jaar, maar ek bedoel, ek wil daai dis seker goedjies wat 'n ou moet in ag neem. Gaan sit terug en kyk oor die situasie. Maar dit moet in jou kop, jy moet 'n kop skuif maak. Jy raak gewoond daaraan. Dus as jy lank in 'n huis bly, as jy lank in 'n selfe kar ry. Dit raak naderhand, maar dis hoe dit is. En dit hoef nie. Dit hoef nie, jy kan dit. Hoekom kan ek nie mense inspireer wat soos ek gelyk het om gewig te verloor nie? My fans, hoekom sê hulle nee, maar jy is nie dieselfde nie. Ou wil 'n ander uitwerking hê op dit en dit is nie maklik nie. Die mense wil dit nie sien nie, want dis is 'n ander vriend van my in die musiekbedryf met so groot baard. Toe hy hom afsny, toe is nag. Dis kan nie. Hoe kan jy dit doen? Mag nie. Ek moes dit doen, ek wou dit doen, en ek het dit gedoen. Nou moet die mense maar vrede maak, ek gaan nie ophou. Ek gaan nie weer begin eet om aan te hou sing. Maar, ek moet sê, daai een wegneem etes by ons, daai een plek het nou aan krot gespeel, daai een langs my huis, om die hoek, vandat ek begin dieet het. Nie regtig. Hulle wonder, waar is jy? Hallo, Mr. Bruma. Hulle het my op die naam geken, en jy kan nie net dit deur die drive-thru. Jy kan nie van dood gaan. Jy kan nie let go nie, niks nie, jy kan nie net let go nie. Maar om dit nou om aan te pas is moeilik. My ma kyk my snaaks uit partykeer. Sy is so trots op my. Want hulle weet nie, sy was haar hele lewe lank nog maar. En daai oorgewig, hoe jy lyk, het 'n verskriklike groot invloed op jou selfvertroue. Ek het nog altyd baie gehad, te veel. Al was ek 140 kilogram. En ek weet nie of dit 'n goeie ding is nie, maar nou het ek nog meer. Jy voel nie meer soos 'n loser, want jy lyk abnormaal nie. En dit het 'n baie groter uitwerking op 'n vrou se selfbeeld en optrede en haar verhoudings as hulle gewig verloor. Ek onthou altyd, hulle het my elke dokter wat ek by kom sê, joh, kom ons toets net jou skildklier. Sê ek, hoekom, die ding maak hier niks. Ek lyk nie so van my skildklier of onaktief is nie, ek lyk so van wat ek in my lyf doen, wat ek eet en drink en maar dit is lekker om my skoene self lekker kan vasmaak. Jy weet mos, as jy
as jy nie weet of iemand vet is of wat en jy is blind en jy wil weet, dan voel jy aan hulle veters. Want hulle strikkies sit aan die kant. Want jy sit op die bed en dan swaai jy jou been en maak jy hom so vas. Want jy kan nie daarby kom nie. Ek weet van 'n ou wat sy vrou sy veters vasmaak. Dit is verskriklik. As ek gitaar speel, die gitaar is hier, ek kan nie die snare sien. En ek besef het nou die dag op die verhoog, ek kan die snare sien, van bo af. Klein goedjies. Klein goedjies. Wat 'n massiewe verskil maak. Jep, klere koop. Dis, ek kan nou as by enige winkel op enige dorp. Ek het een keer by 'n troue gaan sing, op 'n klein dorpie, en ek het my langbroek vergeet. Nou, ek kan nie by 'n troue sing met 'n kort broek nie. So ek het nou is nie winkels waar ek 'n 56 groote broek kan koop. Kom ek by die troue aan. En is nou gelukkig, ons stel op die klank en goed voor die tyd. En dit was op 'n oord. En ek stap en ek soek die vetste ou daar, ek sê, hoe het jy 'n ekstra broek? Toe sê hy, wel, hy het net 'n denim en dan sy kerkbroek. Toe dra ek sy kerkbroek en hy sy denim. Dat ek net op die verhoog. Daai tipe ding. Nou kan ek by enige winkel instap en vir my 'n langbroek koop. En is wonderlik. Dis wonderlik. Maar mense moet dit maar self besef en uitvind. Maar probeer net. Is daar nie nou meer vrouens nou dat jy maar is, kom hulle nie meer na jou toe nie? Hulle het nog altyd na my toe gekom, maar ek dink op my ouderdom, as pragtige vrouens daar buite met baie jong klein kindertjies. Ek het klaar kinders groot gemaak. En ons lewens, my werk is, as hulle Vrydag middag van die werk afkom en hulle wil 'n braaitjie maak of iets, dan is ek in 'n kombi of op 'n verhoog besig om 'n soundcheck te doen. Kom ek eers Sondag by die huis. Maandagoggend as hulle begin werk, dan is ek rustig by die huis. Dis maar 'n probleem. En ek is seker maar 'n bietjie van 'n workaholic. Maar ek het nie lus vir kindertjies nie. Ek ontmoet die oulikste vroutjies. Pragtige dames. En dan sit ons en gesels, dan sê hulle, o, hier's my fotootjies van Carly is nou 3. Boeta is 8. Dan sê ek, ek gaan gou badkamer toe. Twing. Nee, is nou nie so erg nie, maar ek het nie lus vir kindertjies.